Minke, hallo en welkom by She's Gutsy. What even? Ek kan nie glo jy's hierdie. Ek kan nie glo, ons het nou net heeltyd gepraat oor hoe excited ons is en alles, maar ons sit nou hierso en ek kan nie glo jy's hier nie. So welkom en dankie dat jy ja gesê het vir hierdie. Dankie dat jy my genooi het. Ek dink ek was baie lanklaas my lewe so opgewonde om met iemand te gesels. Dit is my so weird, want jy is elke liewe dag op die kamera opstel. Dit is vir my so ongelooflik. Ek kyk so op na jou in soveel verskillende aspekte. En ek wil net voor ons begin net sê, ek was al lank voor ons mekaar ontmoet het 'n aanhanger van jou. Ek het, ek onthou in COVID, het ek vir my ma jou minuut monoloog gewys. Ek het letterlik, ja, ek het vir jou, nou wys ek vir my ma, dan kom ek in die sitkamer en sê ek soos, mamma, hierdie girl, sy vat soos verskillende ouderdomme, verskillende scenario's en dan maak sy hierdie karakters en ons het so gelag vir jou. En toe ek my ma sê, ek kry vir jou op die podcast, toe sê sy soos, Julie, is so full circle moment, want in daai tyd, ek meen, ek was nog 'n student, ek het nog nie weet wat se rigting ek wil gaan nie, maar ek het geweet, ek wil iets kreatief doen, ek het geweet, ek wil met mense praat, en jy het vir my soos baie guts eintlik gegee, dis eintlik so weird, voordat ek jou geken het, want ek soos, as sy so bold kan wees, dan kan ek dit doen. So hoe cool is dit, hè? Dis amazing. Dit maak my so happy om dit te hoor. Ek dink, eerlikwaar, ek leef vir 'n vol sirkel. Ek sê altyd soos die Here praat in interessante, die Here praat in jou taal met jou, en die Here praat in my taal met intrige, of deur intrige. So, sulke stories is die rede hoekom ek wil doen wat ek wil doen, en hoe ons mekaar weer vind en in die hande kry, want as ek moes geweet het dat daar iemand is wat dit kyk en dit waardeer, dan sou dit vir my baie makliker gewees het. Ek dink, vroeër in my loopbaan was ek nog baie gefokus op hoe iets ervaar word, en hoe dit ontvang word, en waar nou weet ek, die krag lê nie daarin nie, die krag lê in die joy van creating it. Maar daai monoloog het my deurgetrek. Ek meen, dit was COVID, ek het klaar geswat, ek het werk gesoek, en toe besluit ek, maar niemand het vir my gesê, ek mag nie ek. Nee, ek gaan nie dalk daarvoor betaal word nie. Yes, ja. Maar yes, ek het my naam met 'n plank geslaan. Van daai karakters was En die ding is, mense dink, dit is jy. Mense dink, wanneer jy 'n karakter speel, dat dit actually jy is. En dan sien ek sommige van die comments, en hulle sê, yes, hierdie meisie is kom in. Of, yes, hierdie meisie. En ek sê, dude, dit is letterlik acting. Maar dit is my so cool, want ek dink, baie keer dan dink mense, goed gaan in jou skootinval, geleenthede gaan in jou skootinval, of audisies gaan in jou skootinval. Maar as jy nie jouself daar buite gaan sit nie, dan gaan dit gebeur nie. So, okay, mense ken jou obviously as klomp verskillende karakters. Ek het jou vir die eerste keer gesien as Mia in Wyfie, wat amazing was. Maar voor dit was jy Dalena in Dinge van 'n Kind, en ander mense ken jou nou as Frankie in Suidooster, which is amazing. Maar die snaakste deel vir my is, mense ken jou as daai karakter, en dit wat ek nou gesê het van die comments, wat mense gedink het die monoloog was jy, mense dink actually jy is Mia, soos jy tree op as Mia, maar dan obviously op straat, dan sê hulle, oh, dis Mia, of oh, dis Frankie. Is dit vir jou nie moeilik om dan 'n geleentheid eintlik te kry om te wys wie Minke regtig is nie? Is dit vir jou, voor ons in jou storie inkom, is dit nie vir jou moeilik om jouself dan te unlabel as hierdie karakters nie? Ja, dis 'n great vraag. Ek dink dit hang af wie se validity jy op soek is na, en wie jy wil hê jou regtig moet sien. Ek dink vroeër in my loopbaan was dit vir my belangrik om deur enigiemand raak gesien te word. Ek het werk geskep en aan deure gaan klop en in spasies ingebars, en al wat ek wou gehad het is om 'n seat at the table te kry, om 'n geleentheid te kry om te speel, en ek het baie vinnig baie harde lesse geleer oor om nie my waarde daaraan te heg nie, maar om verder as dit te gaan, nie die behoefte te moet hê dat daai mense my moet ken nie. Net jou mense moet. My ma sê altyd, jy moet jou kop op jou kussing sit en dit moet 'n stil, veilige plek wees. En ek dink psychologically en emosioneel, meer as in jou pragtige huis met jou hoopelik lekker linne, en jou blomme wat in jou pot staan, die plek hoef nie reg te lyk of perfek te wees nie, maar hy moet goed voel. En daai stilte tyd waarvan my ma praat, het ek al gemis in my lewe. Daar was tye wat, jy weet, jy so buitentoe begin leef, daar's 'n kamera op jou, daar's audisies konstant, en onderhoude, en momentum, en prys die Here daarvoor, want dis ook net 'n bederf en 'n geskenk. Maar ek dink, die afgelope 3 jaar het ek regtig baie tyd begin spandeer aan, vir wie het ek die behoefte om my regtig raak te sien en te ken, en ek het regtig baie vrede met die feit dat mense partykeer dink ek is daai karakter, want eerstens partykeer is dit 'n kompliment, dankie dat jy die storie as waar gesien het, of die emosie
effektief vertolk is, dat jy kan relate. Maar ek het 'n baie mooi storie met Wyfie, toe ek Mia gespeel het ek regtig deur 'n bitter moeilike tyd gegaan. Daar was 'n donker seisoen in my lewe, want ek het baie ver weg van myself af gevoel. En so 'n lang storie, ek het my teses gedoen oor method acting, oor hoe om veilig in en uit 'n karakter uit te tree, en ek voel ek het dit effektief reg gekry met Mia. Sy was 'n sekswerker, sy's baie leed aangedoen deur een van haar pa se vriende, en niks van daai goed het noodwendig in my lyf kom sit nie. Ek het nie met haar angs of haar depressie rondgeloop nie, maar my persoonlike lewe was verskriklik vulnerable in daai tyd, want ek was vir die eerste keer in 'n groot rol wat baie lank geskied het, en ewe skielik toe is stel baie meer opwindend as die huis. En ek moes vinnig leer dat ek my lewe lank, die afgelope 10 jaar in my lewe spandeer het om te jaag na die werk toe en te jaag stel toe, en ewe skielik het ek besef, waartoe kom jy huis toe? Hoe lyk daai space? En ek moes pivot, en ek moes besluit het, okay, kom ons investeer vir 'n oomblik net gou meer by die huis as daar. En na die tyd het ek besluit, ek kan nie kerk toe gaan nie, want ek is in die straat raak geloop en gevloek en gesê, jy weet, jy doen terrible dinge aan jou vriendinne, as Mia, en ek het uitgegaan saam met my vriende, en mense het goed gesê, en toe ek eendag kerk toe gery, by Hillsong Century City, en ek sit in die parkeerarea, en ek gaan, Here, hier moet ek mos veilig wees. So, asseblief kan iemand dit nie nou vir my kom vra, hoekom ek hierdie goed doen as karakter nie. En ek onthou, ek het in die kerk ingestap en heel agter gaan sit met 'n hoed aan en 'n hoodie. En ek het op my knie gesit en huil, en vir die Here net 'n klomp vrae oor my lewe gevra. Ek het altyd gedink, as ek 'n groot acting rol kry, gaan ek happy wees. En as ek daai verantwoordelikheid kan kry, gaan ek dit mooi oppas. En hier sit ek, en my eie lewe val bietjie uitmekaar uit. En ek onthou dat 'n tannie na my toe gekom in die kerk, en sy het so direk op my afgeloop, en sy het gesê, is jy Mia die prostituut? Nee, sy het gesê, is jy die prostituut van Wyfie? En ek kyk van, ek dink, okay, ek wil net so gou as moontlik die interaction verbykry. So ek sê vir, ja tannie. En sy sê vir my, kom hier my skat, en sy druk my. En sy sê, dit het vir die wêreld beteken om te leer oor liefde wat in alle vorme kom, en dit was 'n reeks wat haar gehelp het om 'n verhouding met haar seun beter te kry. En hier staan ons in die kerk, ons albei huil. En dit was so vol sirkel oomblik, maar ook dit was so wonderwerk dat die Here vir my gegaan het. Nee, ons is ook hier. Ons is nie net hier want jy is in die kerk nie. Ek is ook by Mia, en Mia is ook veronderstel om in die kerk te wees. So daar is hierdie beautiful oomblik, en ek dink as jy jou loopbaan by die Here se voete neerlê elke oggend as jy opstaan, dan kan hy jou beskerm. En as jy op jou eie rondhardloop en slap, vat jy 'n bietjie meer houe. Maar om jou vraag te beantwoord, dit sal altyd moeilik wees om jou eie waarde en identiteit en hartjie in daai wêreld te beskerm, want ons deel dieselfde nervous system met karakters. Maar ek dink as jy meer tyd investeer in jou huis en in jou mense as in die bedryf en die karakter en die rol en die storie, dan sal jy altyd okay wees. Dit is eintlik insane. Ek obviously ek het geweet dat dit iets is wat moet gebeur, maar om jou hele teses obviously daaroor te moes skryf, beteken dit is iets wat prevalent is met meeste akteurs dan, want ek obviously, as jy mens kyk na Hollywood akteurs, mens kyk na groot rolle soos in Batman, was die Joker, al daai, is jy raak amper die persoon, so om jouself in en uit, ek het nie eers so daaraan gedink nie, ek het net gedog, dit is iets hulle herken jou, en hulle sien so, maar jy as daai karakter, ek is baie lief vir toneel, nog my hele lewe gewees, so ek het nou nie, ek is nou nie aktrise nie, maar even op skool, as ek toneel gespeel het ek baie van die eienskappe aangevat, want soms as jy sukkel in jou persoonlike lewe, is dit makliker om te ontsnap na daai karakter toe en hulle confidence te steel, of hulle mannerisms te steel, want hulle kan dit dan so goed en confidently hanteer, so miskien as ek in daai rol intree, even met die slegste eienskappe wat hulle het, of die, nie slegte eienskappe nie meer, maar eienskappe wat jy nie eintlik wil aanvat nie, dan voel die mens veiliger. So, dis baie interessant. So, voor jy in daai rolle getree het, voor al hierdie eintlik, maar net omdat ons kan begin by 'n punt, en die kern van wie Minke is, want almal praat met jou oor jou karakters, maar daar's 'n Minke agter hierdie, en daar is 'n jong meisie, wat gedroom het, en daar's 'n jong meisie wat van kleins af al iemand wou wees en iets wou wees vir iemand. Ek wil teruggaan na toe. Ek wil teruggaan na
5, 6, 7-jarige Mienke toe jy 'n jong dogtertjie was? Wat was jou drome en hoe het jou kinderjare gelyk? Ek wil sommer huil as ek daaraan dink, want ek is so bederf en die Here was so gaaf met my om vir my die mooiste gesin te gee. Ja. Ek is obsessed met my ouers en ek sê altyd vir hulle, ten minste hou ons van mekaar, hulle spottaal, want ons love mekaar en ek dink, families is lief vir mekaar en gesinne het herinneringe, maar as ek my gesin kon kies, dan sou ek presies daai 3 mense kies. Ek het die beste sussie in die wêreld, sy is 2 jaar ouer as ek, sy is my beste maatjie. Ons is heeltemal teenpool verskillende persoonlikhede. Sy was hoof meisie en ek was altyd in die hoof se kantoor. En sy was netbalkaptein toe ons saam netbal gespeel het op skool, prefek en Stoutgat. Maar Landie is die beste voorbeeld vir my en sy is my absolute anker. Ek sê altyd as ek al ooit in my lewe getwyfel het oor wie ek is, dan is dit die maklikste en die mees effektiewe manier om wees soos myself te voel is 'n oproep met my sussie, want dis crazy hoe iemand 'n spieël kan ophou, maar ook gaaf kan wees. Dis die persoon wat sê, nee, jy moet konsentreer, maar ook baie trots op jou en daar maak dit saak. So ek dink dit is net die grootste bederfmate en my ouers is wonderlik. Ek het in 'n kunstige huis groot geraak in die Parel. My pa was 'n besigheidsman, maar hy het altyd vir lekkerte kreatiewe dinge gedoen. Hy het pottery gedoen en hy het geskilder. Hy's nou 'n skilder weer nadat hy afgetree is en my ma's baie musikaal. Sy was onderwyseres en sy het baie mooi gesing en klavier gespeel. So daar was altyd 'n bietjie kuns in die huis. En ek dink ek het maar net begin stories vertel en konsert hou en ek en my sussie het uit die aantrekkas opgedres en dan gaan perform en ek het net so 'n bietjie lank aangehou. As die konsert net verby is, dan linger Mienke nou nog 'n bietjie in haar kostuum en ek weet nie, daar het ek met my ouers begin gesels oor moontlik drama doen. Ek het Sewende Laan religiously gekyk en ek was mal oor Dion Lawrence se vertolking van Paula. Dit was 'n briljante karakter met so baie diepte en nuances en so ek gegaan, ek wonder of mens dit kan doen vir 'n lewe. En eventually besluit tussen sport, bietjie sport oorweeg op skool netbal speel en toe ek moes besluit om universiteit toe te gaan, toe was my pa so gaaf met my. 90% van my eerste jaar drama klas, se ouers het gesê, jy weet, gaan kry 'n regte werk en my pa was net soos, absolutely gaan jy hierdie doen. Ons weet nie hoe nie, dit was nie 'n handboekie, maar kom ons figure dit uit. So ek hoop eendag as ek 'n mamma is, kry ek die geleentheid om vir my kinders ook nie onrealistiese doelwitte, jy weet, te gun nie, maar regtig vir hulle te sê, ek glo so onvoorwaardelik in jou, dat jy dink jy kan so ver spring, want iemand sê vir jou jy kan. En ek was baie bederf met hulle. Almal vra altyd my, wat's my favorite saying of quote of vers, wat ook al, en dis nie 'n vers of enigiets nie. Dis net dat my ma gesê het, niks in die lewe kom maklik nie. En as jy dit daarin kan vashou, dan sal jy van die illusie van, ja nee, maar dit sal nie met my gebeur nie, want ek's nou unlucky, of ek's 'n victim, of ek is dit. Nee, jy kan enigiets wees, maar dit gaan nie maklik wees nie. Jy is eerste hand, kan jy as 'n voorbeeld wees, dat jy het nie ingestap in enige van die rolle nie. Jy het drama gaan swat, maar dit was nie toe jy nou klaar drama geswat het toe. Cool, ek's 'n TV actress. So okay, jou ouers het vir jou gesê, cool, jy kan gaan swat, jy kan gaan doen wat ook al jy wil doen en is amazing. Hoe het daai jare in die universiteit toe gelyk? Want dit was nie toe net van eenvoudig, okay, ek is nou aktrise nie. Ek weet jy het baie verskillende hoedens gedra, so baie tyd het ons. Let's get into that, want daar's baie mense wat nou dramas wat dalk jy opkyk en is soos, okay, if she can do it, I can do it, maar net om dalk 'n bietjie raad te gee vir die mense. Maar hoor, ek is so bly jy vra dit, want ek kry nogal baie e-posse of boodskappe of die tannie se niggie se kind swat dit en wat se raad het jy? En eerlikwaar, heel eerste lê jou drome by die Here se voete neer, want hy gaan jou plaas waar jy moet wees. Maar buite dit, ek het altyd gedink die bedryf wat ek dink baie keer dink mense die entertainment industry is so glamorous en is so cool en is so interessant en ons maak mooi goed en ons vertel mooi stories, maar almal se unieke journey kan dit wees. Of jy nou dokter of prokureur of onderwyseres wil word, wat ook al jou ding is. Dalk voel mense in ander industrie ook so. Ek het gedink die Suid-Afrikaanse filmindustrie is 'n bubble en ek moet in daai bubble inkom. Ek moet deurbreek en daar beland in die binnekring. Yeah. En met harde lesse en groot houe het ek besef, ek is in die bubble. Daar is nie 'n bubble nie. Dit bestaan nie. Ek moes 'n paar groot leerstellings gehad het waar daai bubble bars. En ek sien dit nou eerder as,
watter bydrae kan ek lewer in die wêreld? Want as jy dink aan, sê maar daar is 'n bubble met die sekere hoeveelheid mense wat werk kry of sekere tipe mediums in die bedryf. Almal bring iets. So ek het ophou gaan, hoe kom ek daarin? En ek het dit meer begin sien as, wat het ek? Hoekom kan ek 'n aanwins wees vir daai bubble? En so daai bubble begin bars. En so het ek begin besef, wag, hierdie job was nie onnodig nie. Die dag wat ek hierdie ou se koffie gemaak het op stel, stap ek 3 jaar later by 'n audisie in en daai persoon herken my gesig of dit het soveel meer toeganklik geraak toe ek besef dis nie hierdie intimiderende idealized wêreld van buite af lyk dit so. Dit doen en daar's soveel jong mense wat sien maar jou hart lê by toneelspel of by acting. Ek dink die heel eerste vraag wat jy vir jouself moet vra is, hoekom wil jy daar wees? As jy daar wil wees want jy wil hê iemand met jou gesig raak sien of jy wil op die voorblad van 'n tydskrif wees, dit gaan nooit vir jou die moeite werd wees nie. Die ure, die harde werk, in daai manier gaan nooit die moeite werd wees nie. Gaan figure uit, wat wil jy sê? Wat wil jy doen met 'n platform? Wat se tipe karakters wil jy vertolk? Mense vra baie keer vir my, hoekom speel jy altyd die stoute karakter? Is dit omdat jy stout is? En ek kan gemaklik uit 'n paar onderhoude daai vraag beantwoord deur te sê, as ek 'n lys van karakters kry op 'n character brief vir audisie, dan gaan soek ek die mees uitdagende rol vir myself. Want ek dink ons is op aarde gesit om gerek te word. En ek kan nie erkenning vat daarvoor. Ek het nou reg die coolste gesprek gehad met Heike Howard wat vleerlekordeer het 'n bloemis. Toe kom ek van die Parel af en ons het by Miss Gilda gesit en sy het vir my gesê, sy het 6 kinders. En sy dink sy is op aarde geplaas om gerek te word. Ons moet meer word. Ons moet groei want waantoe ons op pad is 'n plek wat ons armor voor nodig het. Ons moet die beste, sterkste siel weergawe van onsself wees. So ons is hier to be stretched. En partykeer klaans, want dis 'n ongemaklike posisie waarna ek nou getrek word. Maar dit het so baie lig begin skyn vir my op wat rek my en wat rek my nie. Wanneer rus ek en wanneer moet ek rek? So ek dink as jy so na die bedryf kyk, dan gaan dit baie meer toeganklik wees en jy gaan dit baie meer authentically kan benader. Jy sal weet as jy ons almal het rolmodelle gehad en ek onthou dan kry 'n karakter 'n rol wat ek het dit al vir gesê, maar Leandi was so. En kry Leandi se nou maar 'n rol wat ek vir audisie dan gaan kyk 'n kaai toneel. En sien ek en dan gaan ek, dis hoekom sy dit gekry het. Sy het dit so gedoen. Of 'n vriendin, baie van my vriende is akteurs. Dan gaan sien ek, dis wat hulle daai keuse gemaak, ek moes dit gedoen het. Jy gaan nooit wen nie. Ek dink authentically being yourself. Ja. Daar is 'n plek vir jou stem as jy regtig dink jy's die eerste persoon wat moet glo daar's iets om gesê te word en jy's die eerste persoon wat moet glo jy het die ability om daai karakter se storie te vertel. Maar ek het na my swattings, my honeurs gaan doen by AFDA waar ek verskriklik dankbaar is dat ek tyd spandeer het met method acting. Ek het gedink ek gaan my teses doen oor hoe om myself op te pas. Ek wil baie graag eendag 'n gesin hê en ek wil baie graag 'n solid familiemens wees en ek skuld my mense die beste weergawe vir myself. So hoe kom ek veilig huis toe? En ek het 'n jaar spandeer in hierdie dokument waar ek bewys het dat method acting in my opinie 'n klug is en dis onregverdig en dis selfsugtig. Vat my aan daarop wie ook al wil. Maar Ek deur jou, ek het 'n jaar spandeer op hierdie, so my hypothesis is proven correct. As ek en jy 'n rol benader en jy's 'n method actor en ek is nie, ek gebruik tegnieke soos Stella Adler of Meisner of Stanislavski en jy kom aan en jy gaan, ek gebruik my eie emosies om die karaktersin te generate. Kan jy smoor verlief raak op my as Julie? En dis onregverdig teenoor die ander persoon, want ek is bewus van die feit dat jy indulge in hierdie storie in. En ek het te veel respek vir die regte karakter wat nie bestaan nie, om dit te misbruik. Want iemand wat daarmee moet relate, moenie my indulgence sien deur hierdie ervaring nie. Buiten dit is dit ongelooflik gevaarlik. Ons het gesien met al die jokers, Heath Ledger, hulle. Dis nog nooit bewys dat iemand veilig uit dit uitkom nie. So ek het 'n dokument bymekaar gesit om te sê, hoe tree jy veilig in en uit, acting uit, alles in kontras met method. Wat ek wens ek eintlik vir 'n jaar gedoen het, is vergeet dit van die karakter, want leer jou woorde, volg jou hart, maak op jou oë, gebruik jou emosionele intelligensie en jy hoef nie te gaan drama swat nie. Die belangriker ding is, waantoe kom jy huis toe? Daar is niks meer exciting as om in jou kar te klim en stel toe te ry en daar's ligte en daar's gremering en daar speel 'n speaker en die crew dans en jy is pelle met almal en daar's hierdie bubble vir 3 maande. En dan moet jy huis toe gaan. En dan lyk jy nie so pragtig soos daai karakter nie. Jy het nie haar confidence nie, soos jy nou gesê het.
almal het so vasgekyk toe ons geswat het in hoe trek jy nie die karakters emosies aan nie of hoe hou jy jou kop veilig? En mense het my al baie gevra en dan gaan ek is opgelei. Ek weet hoe om te gaan. Nou is ek Mia en nou is ek Minke. Maar die wêreld van kan jou so maklik insluk. En ek dink daar word girls en ouens en jong mense nie gewaarsku oor hoe hou jy kop nie? Hoe sluk jou bedryf jou nie in nie? Ek dink die jobs wat ek op pad soontoe gedoen het my bietjie gehelp om elke nou en dan wakker te skrik, want ek het, nadat ek geswat het, begin werk soek, nadat ek by AFTA klaar gemaak het, en ek het begin audisie, en ek was soos, how's it, hier kom ek, let's go. Ja. Industry, eerste audisie, Amerikaanse accent, ek gaan Hollywood toe, hier gaat ons. Geen rolle, COVID. En ons begin toe met die minuut monoloog. Ek besluit toe, ek gaan vir myself werk skep, en 'n goeie oefening inkry, en ek skryf my monologies, en ek doen dit. Ek het hier en daar iemand my gefeature op 'n blad, of ek het 'n boodskap gekry van die coolste was Karen Zoid. Sy het so ding in COVID gehad met Netwerk 24 en toe DM sy my en ek soos, my, dit Karen Zoid het my gedm, dis so cool. Ja, basically, like, ek het hom afgereed. Ja, ek's klaar. En in daai proses sukkel ek en ek huil eendag met my pa en ek sê, ek gaan nie werk kry, ek weet wat om te doen nie. My pa sê vir my, Minke, ek weet nie wat die nommer was nie, maar hy het iets gesê soos, Minke, daar's 52 produksiemaatskappye in Suid-Afrika, het jy al almal ge-email, weet almal wat jou naam is. Jy al in elke deur geklop. En toe begin ek mail en ek email almal en hier kom ek by Homebrew uit. Ek email sommer die CEO, Paul van Homebrew en ek sê vir hulle, luister, ek sal die vloer kom op, ek sal kom print, ek sal kom koffie maak, ek gaan nie om, ek moet opstel kom. Daar beland ek in Suid-Oosterse Kunstdepartement en ek werk toe daar vir 'n jaar wat amazing was om agter die kameras te wees en te steel by die akteurs, te leer en die proses te leer ken en te sien daar is 300 mense op hierdie stel by hierdie studio en jy is so klein druppel in die emmer as jy 'n aktrise is. En ek dink dit was nodig vir my confident persoonlikheid om regtig gehumble te word deur die bedryf en te sien hierdie prop wat nou hier gepolish word, ek het borde gestaan en vuil maak en dan was ek hulle want hulle moet vuil uitgaan en dan spuit ek tomaties as op 'n bord en dink ek het 'n honeursgraad, hoekom doen ek hierdie? Maar dit was so cool en daai job is so interesting. Ek sal nooit in my lewe neerkyk op enige departement opstel nie, want dit is net so belangrik soos die persoon wat die laaste woord sê, soos die regisseur. In elk geval, daar het ek geaudisie en ek het die rol van Dalena gekry. En ek is daar weg, hier kom Sissa. So jy audisie in daai jaar? In daai jaar het ek in die stoorkamer by Suidooster gestaan en pak ek so die boeke in die ligte en dan doen ek nou my callback en hardloop ek weer. En toe boek ek die rol van Dinge van 'n Kind van Dalena, my eerste actingrol. En dit was 3 maande, ons het gaan skiet in Hoedspruit en dit was fantasties. Ek het my beste vriendin Melissa Meiberg ontmoet op haar stel. Ek het so baie geleer. Dit was regtig incredible. Soos van my beste maatjies het ek daar ontmoet. Marie Conradie wat nou Biedemint Pam is wat ons make-up artist was. Dit was so pivotal oomblik in my lewe om mense te kry wat so my hand vasgehou het in hierdie scary tyd, want ewe skielik doen ek nou hierdie ding wat ek nog altyd wou doen. Maar toe eindig die ding. En die reeks was great. En dit was nice. En nou wat nou? En die gaan ek nou weer terug. En ek is weer terug in die kunstdepartement en ek het by Blood and Water gaan werk. So vir 'n paar jaar was dit bietjie kunstdepartement. O wag, hier's 'n stileringsjob. O wag, hier's dit nou weer iets anders. In daai tyd het ek 'n personal training course gedoen. Ek was 'n food stylist. Ek was 'n stylist. Ek het in die make-up departement gewerk. Toe kry ek 'n job om in Mamasbury te gaan drama klasse gee. Julie, ek werk vir 3 maande daar en eendag sê ek vir my pa, my somme klop, ek kan nie glad die wiskunde doen nie. My somme klop nie lekker nie, ek het nie meer geld nie. My pa sê, my skat, kom ons werk net gou uit. Jy ry ver, jy ry van Kaapstad af Mamasbury toe. Toe besef ek, dit kos my. Ek is so happy om drama klasse aan te bied in Mamasbury. Dat jy betaal om dit te doen. Dat ek betaal. Ek dink dit het my iets so R7.50 gekos. Toe besef ek, o, gits, okay, wag. Ons is blik sy aktuaris, want dan sou hulle my lankal uitgevang het. Maar hier besef ek nou, en dit is so mooi vir my nou om daaraan te dink, want ek wil nie mense moet eintlik weet nie, maar ek gaan dit erken. As mense weet hoe lekker dit vir my is om te speel, dan sal ek dit eintlik vir nie doen. Dit is my geheim, moet asseblief betaal my, want ek moet eet. Maar in daai tyd was dit so, my hart was so in dit. En tot net 'n klein deurbraak hier gekom en weer 'n deurbraak hier. Maar Sintynskit sê altyd, die bedryf is soos 'n golf, en partykeer trek hy jou in en partykeer stoot hy jou uit. So ek dink dit is belangrik om te weet, jy kan dit nie maak nie.
Jy kry nie hierdie een deurbraak rol en daar gat jy nou en die hele nasie is agter jou nie. Jy is so 'n bietjie in en dan is jy weer so 'n bietjie uit. I mean, ek weet van mense wat toekennings op toekennings wen en dan vir jare nie werk kry nie. Jo. Dit gaan nie oor relevant bly nie, dit gaan oor 'n seisoen. Ek dink die Here pivot jou in 'n rigting waar jy moet wees. En as jy bietjie stil is, dan moet jy dalk iewers anders belê. Maar om al daai ander goeders te kon doen tussen hierdie droomjaag, dink ek het my net geanker gehou in hoekom is jy besig? Ek moes gedurig vir myself vra, hoekom is dit nou 4:00 die oggend en ons skrop 'n trok hier in die hawe vir hierdie international ding en ek wil eintlik nou daai girl wees in haar trailer. Want ons humble onsself en wanneer die tyd reg is, gaan daai karakter kom. Jo. En hy gaan weer gevat word. So ek is op die oomblik baie bevoorreg om te speel as Frankie by Suidooster en ek is baie dankbaar dat dit vir my geleen word, maar dis nie myne om te hê nie. Ek gee dit met die grootste vrede in my hart terug, want ek dink stories vertel ons kan baie keer die pot mis het om te gaan, dis myne en ek hou styf aan iets vas. Ja. Maar die oomblik wat jou grip so styf is, druk jy eintlik jou naels in jou handjies in en dan maak dit seer. Maar as jy al so soft touch het en voel, die Here leen dit vir jou en dan vat dit weer, dan gaan dit sagter wees op jou. Is dit nie dan moeilik vir jou om in daai tyd jou identiteit te kon behou, want dit is half soos, okay, ek speel soveel verskillende goed in terme van verskillende hoedens, ek praat nou nie van rolle nie, ek praat van hierdie werk en daai werk en dit, en te wees soos, okay, ek weet nog steeds waartoe ek op pad is, hoe verloor 'n mens nie koers nie, en hoe vind jy nog steeds jou identiteit, as mens dalk kan, want ek weet, toe ek geswat het en nog nie werk gehad het, en toe ek nog die besigheid gebou het, en hy nog nie 'n ding was, en ek vir mense moet wees soos, ek beloof, hier kom 'n besigheid, maar op die oomblik is ek nog niks nie. Hoe weet jy nog wie jy is in daai tyd? Is dit jou familie? Is dit God? Is dit, waar het jy geanker gebly? Die anker wat jy van praat? Ek dink delusional faith is a blessing and a curse. Ja? Want ons het nou daaroor gesels. Ek het vir 'n paar jaar die woord assistent vir alles wat ek doen weggevat. So dan sê ek 'n assistent stylist en dan sê ek vir mense ek is stylist. Dan sê ek 'n assistent art standby, maar dan sê ek is standby. En nie om te jok of om beter te klink nie, om regtig myself en dan die volgende job aan kry om, dan is 'n bietjie ge-upgrade. Ek het lank by die Here gesit en vir hom gegaan, surely sou jy nie hierdie wille belaglike hysteriese droom vir my gegee het onnodig nie. Dalk, en ek moes regtig gaan sit het en gegaan het, dalk beteken dit nie ek verdien dit en jy gaan dit vir my gee nie. Dalk beteken dit die drive of die rede hoekom ek dit so graag wil hê, gaan verander in iets anders in. Maar dit kan nie onnodig wees nie, want dit was all consuming. Ja. Daar was 'n tyd wat ek by Suidooster gewerk het in die kindsdepartement en my ma het borskanker gehad en ek het audisie daai jaar hoor en hier kry hierdie vriendin die rol en hierdie en ek was in 'n paar callbacks, soos laaste rond en dan val jy uit van lekker reekse. En dan ry ek in die oggend in my kar en ek luister worship en ek huil my hart uit en dan kom ek by die werk aan. Eerstens ek het gebid dat my ma gesond raak en my ma is gesond, sy is in remissie. Amazing. En tweedens het ek gebid vir hierdie rol. En ek onthou dit so goed toe ek eendag by die huis gekom het en ek het op my knieë gaan sit en ek het gegaan, hier's iets fout. Ek dink nie ek mag vir die Here vra om nie my ma te vat nie, want dis die verloop van die lewe. Sure. As dit haar tyd is om terug te gaan, dan is dit haar tyd om terug te gaan. Kan ek hom vra om my krag te gee? Kan ek hom vra om haar gemoed op te pas? Kan ek hom vra om vir my moed te gee om rustig te bly oor dat my ma baie siek is? Dalk is die punt nie vir die Here om vir my hierdie ding te gee, hierdie rol te gee wat ek wil hê nie. Dalk is die punt om die ding te release en die ding terug te gee. So ek dink ek is so gehumble in daai tyd voor God en nie gehumble as in super nederig. Oh my word, ek werk eintlik kaalvoet. Ja. En my voetjies is vol modder nie. Humbled as in putting your head on the floor in front of what matters. En absoluut is my anker en my rede, my liefde vir die Here. Ek dink ek is op aarde geplaas om te leer en om hierdie plek dalk 'n druppel mooier of beter agter te los en die plek waar ek dit moet doen, dink ek is in stories vertel. It's beautiful. Maar vir my is die belangrikste ding dat die oomblik wat ek dink dit gaan oor my. En jy weet, ons praat baie daaroor in die industrie en
Ek dink is 'n maklike topic om te gaan, maak seker wie jy is, en maak seker jy is geanker in die regte dinge, maar die oomblik waar dit net 'n bietjie te veel oor jou gaan, dink ek raak dit gevaarlik. 100%. As dit ter eer van die ding is. In my geval is dit ter eer van die geskenk wat ek gekry het om te mag speel. Dis flippin lekker om te doen wat ek doen. Al kos dit my baie en al is ek van die huis af weg en al val my persoonlike lewe baie keer uit mekaar uit. Ek is bederf daarmee. In die oomblik wat jy dit nie sien as 'n geskenk nie, maar as 'n reg, dan dink ek word dit gevaarlik. Want dan moet jy alles van daai ding aantrek en dan sit al daai klippe in jou rugsak. Maar ek het teen genoem het oor bid vir iets en mag ek bid vir dit en mag ek vra vir dit. Net vinnig daarop, ek het met atletiek het ek baie geleer dat want ek het wonder ek kan nie bid, Here, kan ek wen nie. Here, Here asseblief kan ek hierdie reis wen? Want daar's 8 bane en elke baan ek glo bid vir iets, hulle bid, Here, kan ek hierdie wen? En dan Here, kan ek hierdie wen? En Here, kan ek hierdie wen? En dan dink ek, wie is dan nou God se favourite in hierdie reis? Hy is 'n favourite. Hoe gaan ons al 8 wen? Hoe gaan ons al 8 wen? En Adolf sal altyd my herinner. Ek praat baie met my man, maar hy inspireer my verskriklik. Hy sal altyd vir my sê dat hy sal nooit vra vir die ding nie. Hy, soos jy gesê het, hy sal vra, Here, gee my wysheid vandag, want hy glo nie dat God hierdie puppet master is wat okay, ja, ek gaan nou laat hierdie enetjie wen, want dit gaan gebeur en dat gaan dit gebeur, dat God het jou vrye wil gegee, eerstens, maar tweedens, hy het nie 'n script vir hierdie reis uitgemaak nie. Yes. Ons wil glorie gee vir hom. So jy kan of die talent wat hy jou gegee het gebruik om glorie te bring, of jy kan die reis wen. Dit kan super insignificant wees. Jy kan daai rol kry en dit kan wees soos, ek is nog steeds eintlik leeg binne. Ek het nou die reis gewen. Ek is nou eintlik leeg binne, want wat het jy toe gedoen? Jy het daai wen gevat, jy het dit oor jou gemaak, soos wat jy nou gesê het. Die wen het eintlik niks vir jou gedoen nie. Die rol het eintlik niks vir jou gedoen nie, want jy het dit oor jou gemaak. Jy het toe begin strive en dit is 'n gevaarlike plek om te wees. Ja. Jy is eintlik nog leeg en die slegste plek wat ek al ooit was, is om alles te hê en so leeg te voel. En dan is almal soos maar wat's fout. Daar's letterlik alles gaan goed. Jy speel dalk hierdie massive rol, jy het hierdie groot geleentheid, but you are alone en jy voel soos, oh my word. Ek dink dit is die slegste plek waar jy kan wees, is om te kry presies waarvoor jy gebid het en niks om mee kan doen nie. Ek dink dis hel op aarde, is as ons alles kry wat ons wil hê. En dis 'n baie sensitiewe topic. Mense sukkel om daaroor te praat want ons soek eintlik wat ons wil hê. Ons is almal tans besig om ook vir 'n paar goed te bid. Maar ek dink daai thought begin by desire. Ja. En ek dink dit is waar ons moet gaan. Wat is regtig jou diepste desire, geheime? As jy in die aand in jou bed lê en jy maak jou oë toe, in doodse stilte en in werklike eerlikheid, wat vra jy en wat desire jy? En partykeer is ons nie eers 'n gesprek met die Here nie, of met ons ouers, of met ons man, of met ons vriende nie, want dit is eintlik 'n bietjie awkward om hierdie te vra. Ek het al definitief vir die Here 'n paar weird goed gevra. Maar die goed wat ek nie vir hom gevra het nie, het ek ook al desire, soos hierdie tipe erkenning, daai tipe exposure, hierdie tipe rol, hierdie tipe finansiële sekuriteit. Goeders wat ons wil hê. En ek dink om in 'n bedryf te werk wat blink, waar daar regtig baie mooi goed is, daar is groot platforms, daar is toekennings, daar is rolle, daar is momentum, is dit baie moeilik om nie te desire wat earthly is nie. Ek het gelukkig die afgelope paar jaar baie hard gewerk aan solid verhoudinge bou in my binnekring. Soos my vriendinne mag vir my vinger wys en mag vir my uitwys en vir my sê, Minks, focus, jy klaar nou met die witbrood onder jou arm, jy's oorweldig, maar hier is alles waarvoor jy laas jaar gebid het. Wow. Hulle mag ook vir my sê, nee Sissa, ons praat nie so oor onsself nie. Selfs met my kerel en my ouers en my sussie, dis mense wat ek wil hê daar moet wees vir my om my hiermee te help, want ek dink nie ek is sterk genoeg om die wêreld op my eie 2 skouertjies rond te dra nie. So, dis 'n baie maklike tool of 'n baie effektiewe tool dink ek om jou verhoudings en jou vriendskappe voor te berei vir eerlike rou gesprekke van accountability en jou desires. Maar is moeilik. Dis verskriklik moeilik. Dit is baie moeilik, want veral, as ek nou even dink net in hierdie besigheid wat ek nou het, is dit 'n ding van, baie keer, ek en my man, altyd entrepreneurs, so ons albei val in hierdie
hierdie loop die hele tyd wat is soos weet jy wat, sit alles anders in sy, ewen ons huwelik soms. Dan sê sit alles anders in sy en fokus net op hierdie droom en wanneer ons hierdie goal bereik, wanneer ons hierdie deadline gemaak het, wanneer ons hierdie gedoen het, weet jy wat, dan kom ons terug na die mense toe. Dan kom ons terug na die verjaarsdag wat ons gemis het, die anniversaries, die hierdie een se grade plegtigheid, hierdie een se dit, want ons gaan nou alles net op sy sit, want ons werk nou towards hierdie goal. En dan koester jy nie die verhoudings nie. Dan wie gaan jou accountable hou wanneer jy daai fout gemaak het of wanneer jy begin strive het of wanneer jy jou desires heel op 'n verkeerde plek is, dan sit jy en jy soos okay, ek het nou die deadline gemaak, maar wat het dit my gekos en ek het nie die support system nie. So dit is ek dink baie goeie raad wat jy gee. Ek dink dit is die eerste plek en ek dink ook 'n maklike plek om te begin. Dit kos jou niks geld nie. Jy het al reeds hierdie mense in jou lewe, of dit nou 1 mens is of 10 mense is. As jy 1 mens het wat jou kan accountable hou en wat vir jou gegrond kan hou en jou kan humble en jy kan wees soos ek het jou, ek gaan jou nie los nie, ek gaan jou nie jy hoef niks te presteer om te wees nie. Ja. Want die industrie gaan nie dit doen vir jou nie. Hulle gaan as jy klaar met die job, hier's jou paycheck, let's go. Ons gaan nou aangaan want jy soos jy gesê, dis geleen. So as jy nie die mense het nie, it's gonna leave you. Alles gaan eintlik oor verhoudings. Ek dink dit doen. Ja, alles gaan eintlik oor verhoudings. Ons is eintlik, soos ek het nou reg vir iemand gesê, ek dink die lewe gebeur in die standby van alles. Ons praat in die filmindustrie oor standing by, jy weet, net voor iets gebeur. Tussentonele standing by, wag vir 'n kamera om te skuif of 'n lig om te skuif. En ons is so besig om die finale toneel of die prequel of die sequel of die prologue of die epilogue te jaag, die begin en die einde en die intrige en die mic drop en die groot ding, maar die lewe is 'n klomp standbys. Dis die klomp tussenin oomblikke. Dis die vinnige oproep met jou ma om haar raad te vra. Dis die vinnige grappie aan die etenstafel terwyl jy en jou man albei uitgebrand en moeg is, terwyl julle 'n flippin' Woolies meal, ready-made meal eet. Dis die tussenin goed. En ek dink ek is baie bang om eendag terug te kyk na my lewe en te gaan, ek het al hierdie groot tree en groot stappe gejaag en daai standbys gemis. Ja. Want momentum is fantasties en geleentheid is so mooi en daai gevoel van jy maak 'n deur oop, jy elevate ons. Jy sal nou weet met wat met die podcast gebeur het. Dit is crazy. Jy wil opkyk en skree en gaan, "Oh my word, here we go." En binne 'n split sekonde kan daar een klein dingetjie gebeur waar jy weer voel, o, flip, die sakkie wêreld in mekaar in. 100%. So, ek dink ek probeer gemaklik wees in die tussenin fase. As daar momentum is en daar's exciting dinge en daar's geleentheid, fantasties. Maar as dit stiller is en ek voel bietjie eensaam en ek is bietjie bang, wil ek daar ook gemaklik wees. Want anders wens ons die lewe verby. 100% en soos jy jaag met hierdie goeders, hoe vind jy dan nou balans? Dat ons 'n klein bietjie kan pivot hierdie kant toe, want nou, okay, nou is jy in hierdie besige seisoen. Ek weet jy praat baie op social media oor wat oefening vir jou doen en wat daai aspek van jou lewe vir jou mental health ook doen. Want okay, ja, nou fokus jy op die werk wat jy doen en dan as jy huis toe ry, wil jy ook fokus op waartoe jy huis toe gaan. Maar jy moet ook fokus op die meisie wat huis toe gaan en die meisie wat werk toe gaan. Hoe kyk jy na jouself en jou mental health? En hoe vind jy dan balans in hierdie alles? Want jy's ook op stel elke liewe dag. Jy het crazy ure en ons het nou voor ons geshoot het ook gepraat van jy werk 12 ure en dan kom jy by die huis en moet jy die skrip vir die volgende dag leer. Hoe kyk jy na jouself? Doen ek? Am I okay? Nee, ek grap. Ek dink is trial and error. Ek dink dis soos om 'n koek sonder 'n resep te bak. En dan gaan jy, flip, hier's te veel eier in. Nou bars die ding, hier's te min suiker in, nou is die ding bietjie bitter. Ek dink jy moet dit op jou eie manier uitfigure. Ek dink nie daar's 'n guidebook vir rus nie. Ek dink van die cool goed wat ek agtergekom het die afgelope paar jaar is eenvoudige goed soos boundaries. Soos 'n vloekwoord in my lewe. Boundaries? Ek is so yes man, Julie. Ek love deelneem. Ek sukkel verskriklik om nee te sê.
Ek dink dis terwyl jy eintlik ja sê vir die podcast hier. Ja, nee, ek het eintlik nie tyd om mee te wees nie. Nee, vir jou sal ek enigiets doen. Ek was baie excited om mee te wees. Maar ek dink aan die begin van my loopbaan was dit 'n geval van kom by alles uit. Jy weet, hoe meer jy raak gesien kan word, hoe meer momentum gaan daar wees. Sê ja vir alles, sê nee vir niks, go, hoe meer exposure, hoe beter. En later in my lewe op 'n sosiale vlak is dit net soos, ek het sulke cool mense in my lewe. Ek love my family, ek love my pelle, ek love die mense saam met wie ek werk. So ek wil by 'n klomp goed uitkom. Maar ek dink wat mense nie noodwendig van my weet nie, is ek sukkel baie met angs. My ma sê altyd ek mag nie sê ek het angs nie, want dan het angs my ook. Maar ek sukkel regtig met angs van 'n klein ouderdom af. En ek vat dit nie for granted now. I don't speak about it lightly. Dis nie, ek het altyd gesê die Kardashians kan partykeer sê soos, "Oh, let's about anxiety oor die Met Gala." Dan sê ek soos nee. Angs is jy sit in jou kar en jy huil vir 4 minute want jy weet nie wat om volgende te doen nie. Net omdat jy jou sleutel binne in die huis vergeet het. Verstaan, dis 'n oorweldigende, jou bene raak lam. Wat 'n baie oneffektiewe toestand vir my is om in te beland wanneer ek my werk doen. So ek is baie bevoorreg dat ek sisteme en dinge in plek het dat ek altyd my werk effektief kan benader en daar het ek al geleer hoe om myself te reguleer en rustig te hou met wat ek doen. Maar in my eie persoonlike lewe kan ek partykeer baie oorweldig raak met hoe stel ek nie hierdie mense te leer nie, hoe kom ek daar uit, wat is die regte keuse? Gaan mens hiernaartoe of hiernaartoe? Wat as ek dit vir die een sê en dit vir daai een sê? En dit klink so stupid want ek dink baie keer raak mens angstig uit te veel en as dit te veel goeie goed is dan is dit swaalf, hoekom is jy bang en hoe kan dit jou pla? Maar ek dink boundaries het my lewe verander. Ek het die afgelope tyd regtig gemaklik begin sê nee. En dis crazy cool. Dis soos dit maak alles makliker. Die wêreld het nie in mekaar geval toe ek nou nie na daai partytjie toe gegaan het of nie uitgegaan het met vriende nie. En jy skuld niemand niks. En buite sosiale deelname van opdaag ook emosioneel kapasiteit hê vir alles. Vulnerability is so cool en ek dra my hart op my mou. So ek as iemand vir my 'n vraag vra dan sê altyd Mienke een sin my pelle want ek begin by hulle gaan hoe het daai netbalwedstryd gegaan? Dan gaan ek in 1996 toe ek gebore is. Toe jy weet dit was 'n wintersdag en toe gebeur so ek gee baie konteks. Ek like 'n storie vertel, nê. Ek begin by A en dan is die punt hier by K. Nee, ek love it. Love it. Ons kan dis hoekom ons al ure sit en chat. Dis hoekom ons hier is. Maar om regtig in plekke te gaan, ek voel gemaklik om hieroor te praat nie. Of tans ek is in hierdie fantastiese verhouding met hierdie incredible man en ons praat gereeld oor hoe gesond ons kommunikasie is en hoe veilig ons dit hou. Ek limit wat ek van ons verhouding bespreek met mense. Ek dink daar's soveel krag in wat ons sê en wat ons nie sê nie en boundaries het regtig die afgelope tyd my lewe verander om regtig my eie tyd te value en ek dink jy kan net boundaries in plek stel as jy regtig dink jou tyd is van waarde. As jy jouself genoeg respekteer om jouself bietjie skaars en veilig te hou. En saam met boundaries dink ek is die ander ding om jou kapasiteit te verstaan. Ek dink jy moet weet wat is jou limits? Wat is jou limits? En hê limits. Dis cool om te gaan. Nee, dankie nie nou nie. Ek sukkel regtig daarmee want terwyl ek besig is by Suidooster met 'n voltydse job, doen ek nou 'n play wat fantasties is. Ons travel hier hele jaar en ek leer so baie deur teater te doen. So daar's repetisies tussenin en ek probeer ander goed doen om deel te bly van die industrie daar buite. So partykeer is ek soos, oh my word, ek het actually nie 'n minuut om hierdie te doen nie. Maar met die maatstaf en dis soos 'n skaaltjie wat se metertjie hardloop. Ek kan regtig voel, okay, wag, my kapasiteit is nogal lekker of flip nee, dit is nie. Ek dink dit is goed om jou limits in daai manier te ken en te honor. Ek moet sê met boundaries, my eerste podcast wat release was met jou Prins is fantasties en in daai episode het ons aan die einde het gesels oor sy het gesê dat soos ek het myself baie daar buite gesit toe ek jonger was en toe het ek myself baie geshield soos ek ouer geraak het. En ek het nooit dit eintlik bewoord as boundaries nie, maar nou dat jy dit sê weer eens 'n Adolf shame. As jy hierdie luister Adolf, ek dink eers hy kyk my podcast nie. Maar want ek quote hom so baie. Hy gaan sê Julie, jy praat hom strot. Ek het hierdie gesê nie. Maar hy het
toe hy in my lewe kom, het ek baie privaat begin raak. Tot op 'n punt privaat geraak dat iemand nou die dag gesê het soos, is jy nie 'n man nog saam? Ek sê, ja, ek en my man is nog saam, jy hoef nooit vir my daai vraag te vra nie, want dit is 'n hele gesprek, maar het iemand wat dit gevra het, omdat ek het boundaries begin skep in hoe baie ek oor ons verhouding praat, maar ook in wat ek met die wêreld deel, want hoekom voel ons dat ons, as iemand vir ons vra hoe gaan dit, dat ons moet vir hulle verduidelik wat by die huis aangaan, en dat hierdie gaan met my ma aan, en hierdie gaan met my pa aan, en my familie gaan deur hierdie, want ons voel dat, ek dink dis omdat ons die eerlikheid daarvan so belangrik ag, soos ek voel amper, ek jok vir iemand, as iemand van my vrou gaan het, en ek verduidelik nie vir hulle wat by die huis aangaan nie. Hulle verdien al die konteks. Precies. Hulle verdien al die konteks, en mag ek net vir ons toestemming gee, om te wees soos, weet jy wat, dat niemand, beskerm dit wat in jou lewe aangaan. Ek is so dankbaar dat mense nie weet wat by die huis aangaan nie. Ek praat baie, ek deel baie, maar as dit kom by my familie en as dit kom by my huwelik, is ek super beskermend daaroor. Want nie almal het die beste intensies vir jou nie. Nie almal wil dit wat jy vir hulle sê en dit met hulle deel ontvang net om jou te help nie. En dit is hoekom daai sirkel so belangrik is, want daar kan jy kan wees en jy kan deel en jy kan oop wees, want hulle wil dit ook beskerm. Maar in die industrie wat jy ook is, dis nie 'n plek wat super forgiving is in die sin van hulle gaan jou inligting vat en hulle gaan net fantastiese blomme plant daarmee nie. Nee, hulle gaan dit vat en hulle kan dit dalk verdraai en dit kan kindernuus wees eerder as goeie nuus. En dis sad. Dis eintlik baie sad. En wat ek eintlik daarmee wil sê is, vandat ek dit gedoen het, baie keer dan vind ek myself nog steeds dan sê ek soos, maar hulle weet nie hierdie van jou nie, so jy's 'n fraud. Nee, hulle doen nie, want jy beskerm jouself en dit is mooi en dit is 'n manier, ek dink, om dan die werk daar te los en huis toe te kan ry en in jou veilige spasie te kan inkom en te wees soos, okay, I'm closing that door, ek maak oop na hierdie en dit's 'n protected en safe space. So waar. Nee. Ek dink is stunning en ek honor jou daarvoor. Ek haal regtig my hoed af vir wat jy doen, vir creating spaces en gesels en om vulnerable te wees, is dit moeilik. Dis amper asof jy voel jy is in die moeilikheid as jy nie genoeg deel nie. En ek dink is regtig honorable. Ek is baie happy vir jou man dat jy hom bless daarmee en jou gesin bless daarmee, maar ook jou eie gemoed, want ek glo die wêreld is 'n fantastiese plek met goeie intensies en ek is nie 100% reg om dit te glo nie. En ek dink nie ons moet rondloop in die wêreld en dink iemand het hulle mes in vir my of iemand wil my kom kneus nie. Maar die wêreld bestaan uit mense wat nie altyd kapasiteit het om die beste in almal te sien nie. En wat nie altyd als vir jou gun nie. En ja, ons almal het 'n afdag en ons almal het, jy weet, nie altyd die beste intensies om almal op te lig nie, maar ek dink dis die slimste benadering wat jy het om te gaan wees eerlik, wees opreg. Ek dink daar's so 'n fyn lyn om ook nie, jy weet, 'n klug te verkoop nie, om ook nie te vertel toe dit regtig met my goed gegaan het, dis 'n paar jaar terug, was ek nogal in 'n donker plek en ek het die behoefte gehad om vir mense te vertel. Ek moes 'n paar keer soos video's gaan delete het van Instagram, want ek was soos, ek weet nie of ek moes record toe. Ek hou nie daarvan as mense huil terwyl die kamera rol nie. Ek voel net altyd, ek weet nie of jy weet, mense met play druk en dan nou huil nie. Maar ek honor vulnerability, ek honor eerlikheid. So ek dink net nie mense moet indulgent raak nie, maar ek het hierdie tyd gehad waar ek so al wou gegaan het, asseblief weet net, alles is nie altyd okay nie. En daar's 'n fyn lyn, en dit het ook begin lees as, jy weet, soek jou aandag, het jy regtig mense daar buite wat jy nie ken, is empatie nodig. So daar het ek ook 'n bietjie wakker geskrik met dit, maar in daai tyd wat ek geleer het was, jy is dit aan niemand verskuldig nie. As ons 'n vraag antwoord, kan ons net opreg en eerlik wees. Wat my begin vang het was, ek was in hierdie great show, wat baie exciting is, met die nuwe karakters, en ek het so baie boodskappe van jong meisies gekry wat sê, dis my droomrol, dis my droomshow, ek love jou, jy doen so goed, hoe oefen jy elke oggend? Meanwhile, delf sis al baie diep, en die trane lê baie vlak op stel, en dit was nie vir so lank nie, en dit was niemand anders as my eie skuld van nie die regte dinge prioritiseer nie, maar ek het die behoefte gehad om vir almal te gaan, actually, dis nie okay nie. Actually, ek struggle, moet net nie dink my lewe is perfek nie. Maar om op Instagram met vreemdelinge te praat,
op daai tyd was nie die regte ding nie. Ek het hoeveel keer daarna in onderhoude die geleentheid gehad om iets te sê soos hou op worry oor hoe om 'n karakter se trauma te vertolk en jou kop te beskerm. Dis tegniek. Figure uit hoe beskerm jy jou huis. Maar weet jy? Daai is die fokus. Ja. Weet jy? Dit het nou ek het so 'n aha moment nou gehad toe jy praat, want ek is soos ek het teruggekom want ek het gevoel ek het amper nou 'n paradoks hier gestel want ek is soos ja nee, jy moet beskerm jouself en moenie jou gedeel nie. Maar dan kan mense sê ek moet julle hierdie podcast begin waar jy letterlik jou hart deel en mense opnooi en ek wil net sê dit is eintlik vir my ek het soos besef, ek soos okay, wat was die leemte in my hart? Nie dat ek 'n leemte nodig gehad het om hierdie te begin nie, maar ek het altyd hierdie void gehad waar ek is soos I am seeking realness, maar hoe het mens boundaries terwyl jy realness seek? Dis omdat, en dit is die haha moontlik wat ek gehad het, is soos, jy kan nie in daai story, wanneer jy daai story maak en wees soos, dinge, jy weet, alles is nie altyd okay nie, just know it's okay not to be okay, dis daai stukkie wat 'n mens opsit. Yes. Mens kan nie in 15 sekondes daai vertel nie, mens kan nie in 15 sekondes dit oordra nie. So wat kort ons kort 'n spasie waar mense hulle stories kan deel, maar op hulle manier en ook genoeg tyd het in hierdie short capacity of hierdie kort wat noem mense dit as mense 'n short attention span het in hierdie tydperk wat ons leef waar alles moet in 15 sekondes ingedruk word en daar mag nie eers men gaan nie so gaan nie, jy moet uitkat op CapCut. In daai tyd wat ons leef word daar nie stories gedeel nie. Daar word nie daar's nie tyd nie. Dit is my sad. So, wat kort ons? Ons kort net 'n spasie waar mense kan sit en ek bid regtig dat daar nog sulke geleenthede gaan kom. En nie net op my podcast nie. Ek praat nou van op groter skale, nie net interviews nie, want op interviews is dit ook net jy het 5 minute en jy moet by 'n skrip hou. Maar dat daar net meer plek en spasie vorm vir gesprekke waar mense net kan deel en nie gejaag is om dit te deel nie. Ja. En waar dit 'n veilige omgewing is waar mense nie jou probeer uitlok nie. Ons het voor die podcast ook daar gepraat waar mense nie jou probeer uitlok vir clickbait en vir advertensie en vir wat gaan die meeste views kry nie, maar te wees van weet jy wat? Alles is nie okay nie of my storie was nie altyd blink en beautiful nie, maar hier is 'n safe, amper controlled environment waar ek my waarheid kan deel en my storie kan deel. So as jy luister, ek wil net sê dat dit is hoekom ek gesê dat jy moet boundaries hê. Ja. Maar dat daar steeds 'n spasie is. En ek wil vir jou ook honor daarvoor want ek dink ja, jy sê nou dit was nie dalk die regte tyd of die regte plek om dit te gedeel het nie, maar jy het die beste gedoen wat jy kan op daai tyd en soos wat jy geweet het om te doen, you know. Ons almal figure dit maar net uit. So well done vir dit, want jy het in daai tyd die beste gedoen wat jy kon, en jy weet nie wie jy aangeraak het in daai tyd nie, want jy het ook nie geweet dat daai minuut monoloog my aangeraak het nie, verstaan jy? Ja. Hou aan met dit, want jou intensies is goed, jou hart is goed, en jy doen wat jy bedoel goed. Jy bedoel goed en dit is mooi, you know. Ek sê so emosioneel. Julie, dankie. Okay, maar dis grappig. Maar eendag in my journal geskryf lig skyn, lig steel. ja, Met 2 vraagtekens en dit voel vir my van toepassing op wat ons nou sê. Ek dink met wat jy hier doen, skyn jy lig. Jy letterlik skyn baie mooi lig. Ek hoop die beligting lyk great. Maar punt is daar's 'n verskil tussen lig skyn en lig steel en ek dink beide het te doen met 'n kamera en beide het te doen met 'n platform. En ek moes eendag gaan sit het en gaan dink het, skyn ek lig of steel ek lig? Is ek besig om lig te steel vir 'n platform en te gaan kyk hier, dis wat ek kan sê, of is ek besig om lig te skyn op wat ek voel, op my hart druk, of wat ek voor kapasiteit het, of wat ek voor 'n talent het om te deel met die wêreld. En ek dink as jy elke nou en dan as ons in hierdie tipe stoele sit met 'n mikrofoon voor ons vir jouself vra, skyn ek lig of steel ek lig, dan gaan dit baie help met ons desire van om dit nie te doen uit indulgence of die eie ek of gee vir my, ek wil iets hê, ek wil dit vashou nie, maar eerder lig skyn is die beste ding wat jy kan doen. Jy weet, daar's hierdie bron daarvan. Jy kan regtig skyn en terugtreë en ek dink dis wat hier ook aangaan, maar daar's so 'n fyn lyn en dit kan partykeer
blurred raak met dinge soos sosiale media. Dit het die most amazing tools. Jy weet, you reap the benefits of social media. Ek het met my flippend TikTok monoloog basies my loopbaan begin. So ek dink social media is fantasties en ek honor regtig influencers wat 'n kamera in hulle binnekamer inbring en hulle lewe deel en ek dink daar is fantastiese krag daarin en ek dink die oomblik wat jou intensie of ek dink terwyl jou intensie nog is lig skyn en empatie hê en moed skep en liefde uitsaai en regtig vir mense probeer kry om te voel hulle kan relate met die waarheid, then you're so good to go. Ek gaan nooit vir daai mense 'n vinger wys of iets nie en ek dink ook dis baie maklik om te sê, jy weet, moenie te veel wys of moenie indulgent wees nie en ek wil my woorde tel as dit by dit kom, maar ek dink wat ons oor praat, met wie jy vertrou, met die dinge wat jy die meeste value, everything doesn't have to be for sale. Wat is nie up for grabs nie, wat hou ons vir onsself, want anders, hoe meer jy uitdeel, my ma sê altyd, hou jouself 'n bietjie duur, wees bietjie skaam met jouself, want as jy alles gee, dit word gevat. Jy weet, die wêreld is so bymekaar gesit, dat as jy nou, jy weet, 'n lemonade stalletjie het, en hier's nou 'n tafel vol Julie, flip het almal gaan gryp wat hulle kan, want die is pragtig, hulle gaan kom kies en keer en loop, en dan is daar niks op daai tafel hoorie. So wat steek jy weg? Wat hou jy by die huis? En ek dink in daai manier slaan jy die wat ook al op die wat ook al se wat ook al kop met reg wees oor hou net 'n bietjie van die mooi goed vir jouself. So jy's baie in die limelight en die sukses is vir baie vrouens en baie jong meisies en baie mense wat obviously aspireer om in die industrie te wees. As hulle kyk na jou rolle, is dit soos wat jy gekyk het na Leandi en gedink het soos, sy het dit gekry. Man, baie mense kyk op na jou. As jy nou moet dink, want obviously as jy nou, ek het begin met die podcast en gevra jong Minke, jy weet hoe dit gelyk. Sy gaan obviously na jou kyk en sy gaan dink, it's pretty cool, want sy gaan dink, jessie, like, I made it, as jong Minke nou moet kyk, want jy het toe gedroom, jy het toe opgetree, en nou leef jy in daai. As jy vir jong Minke raad moes gee, en want jy staan nou in daai sukses, en ek weet dit is soms moeilik wanneer jy in dit staan, om te sien vir wat dit is, as jy vir haar nou moet raad gee, daai dromer, wat sou dit wees? Ja, ek dink, ek sou vir myself baie seer en angs en trauma kon spaar as ek geglo het, ek dink iemand het dit seker vir my gesê, maar as ek geglo het toe ek klein was dat die droom en die perfekte weergawe van jouself en die perfekte loopbaan is nie iets wat jy moet skep of bereik of maak nie. Dis accessibility to your truest and most honest self. Wow. Ek het my hele lewe spandeer om die mold type te probeer word van wat die bedryf wil hê ek moet wees. En ek het regtig nie opgehou omdat ek gedink het dis 'n goeie idee of 'n strategie nie. Dit het my net gebreek. En dit is fantasties. Ek dink dit is die beste ding wat ooit my gebeur het, is om oopgekraak te wees voor my gesin en te gaan. Nou weet ek nie lekker nie. En om toe te gaan, nee mag. Daar is dieselfde dogtertjie, dieselfde 5-jarige wat konsert gehou het in die gang, hou nou konsert met 'n paar meer kameras. But it was accessing the truth. En ek dink ek sou vir haar gesê het, jy hoef niks te word nie. Jy moet net okay wees met wat jy het. Jo. Raak net lief vir haar. En ek love myself. Maybe klink dit super narcissisties en gevaarlik en terrible. En ek praat nie van myself in 'n cool outfit met gremering in 'n tydskrif of op 'n bord iewers nie. Ek praat van daai stupid goed wat jy in die kar klim en jy lag vir jouself in die speeltjie vir die dom ding wat jy nou gedoen het. En my vrese en my drome. Ek hou van die inner child wat ek beskerm, want ek moes hard gewerk het om haar op te pas. En ek dink dit is wat ek vir die jonger weergawe vir myself sal sê, is jy is klaar
alles wat jy moet word en alles wat jy wil wees en alles wat jy gaan bereik of nie bereik nie, gaan so okay wees as jy net lief is vir daai insecurities en daai vrese en daai drome, want dit gaan nie weg nie. Jou klein inner child en jou klein dogtertjie is soos 'n skaduwee wat jou vir die res van jou lewe volg. Oral waar jy kyk, so hierdie drome of hierdie teleurstelling of hierdie vrese om jou en as jy daai ding se hand vat en jy dans met hom, dan raak dit lekker. Ek dink dit is beautiful. Dan is jy nie meer bang nie. Dit is beautiful. Ek so baie keer dan kyk ek na wie ek is en wanneer ek op my gelukkigste is wanneer ek jonger Julie naboots, wanneer ek goed doen wat ek gedoen het toe ek klein was. Ek het altyd op so 'n klein fietsie gery toe ek klein was en ek is een van 4 kinders en ek is die jongste, ek's laatlam, so ek is altyd die malletjie gewees. En ek het altyd fiets gery en dan sal ek soos my hande los en sal ek altyd skree, I'm on top of the world en dan sal my broer altyd vir my lag en spot en hy en soos ek ouer geraak het ek gesê I'm the king of the world en dis ek so dan sal my broer altyd vir my lag en spot daaroor. Maar ek het regtig geglo I'm on top of the world toe ek klein was en ek het bold dit geskree en gesê en vir soveel jare het vrees en angs en ek relate so met jou as jy sê vat die ligtelike koppie want ek doen nie, ek vat glad die ligtelike koppie. Angs het my stem heeltemal weggevat vir jare. En wat is dit wat baie angstig gemaak het, was hierdie vrees en hierdie performativeness wat ek wou doen. Ek wou perform, iets wees wat ek nie is nie, iemand wees wat ek nie is nie, inpas by daai mold. Maar wat is dit wat ons moet doen? Ons moet letterlik net onsself wees, want God het ons absoluut geskaap soos wat ons moet wees. Daar is niks, ietsie so kleins, soos my haarkleur, was so simpel. Ek het altyd probeer my hare verander, en ek het gedaai en ek was so graag, dit is 'n stupid voorbeeld, ek love het om rond te speel met kleur, en is beautiful, maar ek was so graag net my hare verander, en toe een keer toe sê my man vir my, weet jy, groei net uit, dat het bietjie gesond uitgroei, en dan kyk jy of jy van hou. En byvoorbeeld my suster, maak hare rooi, en haar is die rooi nie, en sy stunning. Ek voel my gemaklikste nou, dat ek my hare uitgroei, dit is iets kleins, maar dit is so symbolies, want dit is asof klein Julie vir my nudge en sê, hey, jy's beautiful, en alle goedjies wat jy probeer het om te wees, want jy het gedink, as jy blonder is, gaan jy more desirable wees. Exactly. It doesn't matter, want jy het dit klaar in jou. Maar niemand van ons glo dit nie, totdat jy actually het in die gesig staar en gebreek is, en is soos, oh, I can't be anyone else. Jy kan nie. The jig is up, daar kom 'n punt waar het is. Dit is onmoontlik. En maybe mors jy 20 jaar. Ja. En maybe kos dit jou verskriklik baie trauma en hart. Dis die verskil tussen reaching something versus accessing it. Jaag iets na, pursue iets, of besef, jy het toegang tot dit. En ek besef die druk van momentum en besigheid bou, en kry mense om in te koop, kry mense om te glo, kry mense om te relate, kry die rol, doen die audisie. Dit is nou baie maklik om te sê, jy weet, die trick to happiness is loving your inner child. Ek ben flip. Dit was vrek baie moeilike goeders om die loopbaan te skep, dink ek, wat 'n mens wil hê, maar om happy te wees in dit. Ja. Jy kan soveel momente mee. Ek dink jy kan hoeveel rand in die bank hê, die mense wat het. Julle moet vir my sê hoe dit voel. Maar daar's soveel dinge wat jy kan kry, en ek dink regtig die naaste wat ek al gekom het aan gemaklik wees en tevrede wees, en die minste angs wat ek al gehad het, was toe ek 'n direkte speed dial oproep verhouding met daai klein weergawe van myself gehad het. Jo, dis beautiful. Want hoe verder ons van haar weg beweeg, hoe meer disconnected voel ons aan die waarheid, en jy kan nie skep uit daai plek uit nie. Ek dink mense dink skep, ons praat baie oor skep is relevant wees, media navorsing, wat se stories skryf hulle vir wat se films, wat se representation is daar buite, hoe kan ons vorentoe beweeg, hoe kan ons innovative wees? Die waarheid, as iets nie waar voel nie, if it's not authentic, if you can't speak from a place of authenticity. Mense het altyd vir my gevra, jy weet, wil jy Hollywood toe gaan? Wil jy in LA gaan bly en 'n famous aktrise word? Jy swat mos nou drama as jy op hoërskool is, en vra maar of jy mos wil Hollywood toe gaan as jy drama swat, of drama se vak het. En dit was vir my so maklik om te sê nee, want ek kan nie praat met daai mense nie. Ek praat nie eerstens hulle taal nie, maar tweedens,
ek praat regtig nie simbolies hulle taal nie. Ek sal nie 'n teks optel wat ek nie voel ek daai taal van kan praat nie. Ek kan nie relate met Mia se trauma en Dalena se tienerswangerskap en Frankie se absolute mal kop nie. Maar wat ek kan doen is ek kan gaan sit en gaan, ek verstaan hulle waarheid en ek kan myne access om met hulle tyd te gaan spandeer. En die oomblik wat iets nie daai alignment het nie, loop weg. Want ons word gewaarsku. Daar was seisoene in my lewe wat ek 'n bietjie nagmerries gekry het. My eetlus is nie so lekker hier nie en ek voel bietjie skaam om my ma te bel want iets hier is nie lekker nie. En daar is 100,000% die Heilige Gees wat by jou sit en gaan, maak oop hierdie deur, ons moet chat. Of jou klein weergawe wat gaan, nee, ons wil nie dit doen nie. En ek dink as jy ver weg kom, maar raak jou stem al hoe kleiner en al hoe sagter. En ek dink ons het 'n huge verantwoordelikheid om na daai weergawe van onsself te luister. Jo. Wat is die ultimate droom dan? Wat as dit die Hollywood is, as dit die rolle is wat jy nou speel, wat is en ek weet jy nou gesê daar's nooit 'n I made it oomblik nie. But what is the dream? Hierdie daar's so baie wat ek nog in my loopbaan wil doen. Ek wil my eie films se regie behartig, ek skryf 'n paar tekste, ek wil graag my eie geselschapsprogram eendag hê, ek wil nog baie teater doen. Ek sal graag in die produksiekant, producing van reekse wil wees. Ek wil baie graag in leefstyl werk as 'n content director. Daar's so baie wat ek nog wil doen. Ek wil baie graag eendag 'n mamma wees. Ek wil baie graag 'n gesin hê. Maar hierdie is honestly die droom. Ek dink om oorkant jou te kan sit, om die luxury te kan hê, om 'n uur in 'n dag af te staan, om te gesels oor die mooi goed en die swaar goed en die scary goed in die lewe, en om te kan gaan act vanmiddag. I'm not saying I made it. I don't think anyone will ever make it, want as ek op 35 'n nuwe rol kry, gaan ek dink, dalk op 40 gaan ek eers op 'n ander plek wees, en dan gaan ek eers op 50 genoeg getravel het. Ek dink ons bereik ooit daai punt nie, maar die droom was om die geleentheid te kan kry om te speel, en ek is daarmee bederf elke dag, en ek sê elke oggend en elke aand dankie daarvoor. So die detail van my loopbaan het ek geen idee van nie. Al wat ek weet is as iets my prikkel en ek gaan, ek like daai is interessant. Dan pursue ek dit vir so 'n paar oomblikke, ek stuur 'n paar e-mails, ek chat met 'n paar mense, ek bars in by vertrekke waar ek nog nie eintlik moet wees nie. En ek bid daaroor en ek loop weg. It's not about catching the bus, it's about praying and then running as fast as you can. En ek dink ek hol nou maar net. Ons kyk nou maar wat gebeur. Dis beautiful. En ek my laaste vraag wat ek altyd vir almal vra, en dit is eintlik dit sluit so mooi aan. Waar in jou lewe voel jy nou gutsy? Want ek dit voel so cliché en ek weet, maar jy wat nou sê jy hol so vinnig as jy kan, dit voel nogal vir my dit sal die vraag vir my 'n bietjie antwoord, want dit is nogal freaking gutsy. Gutsy is nie waar jy vreesloos voel nie, want niemand is vreesloos nie. Ek meen, ja, wie is vreesloos? Maar is om bang te wees en dit nog steeds te doen. So as ek jou moet vra, waar voel jy nou gutsy? Wat sal dit wees? Wanneer ek tevrede is in stilte, en dit is wanneer ek fisies hardloop. Ja? Ek dink as ek love obviously oefening, en ons is altyd baie passievol daaroor, maar as ek my tekkies aantrek en ek gaan hardloop, het ek altyd gaan hardloop om weg te hardloop. Ek het gaan stil maak en gegaan, okay, tik hierdie boksies, okay, tik hierdie lysies, dink hier deur, okay, maak planne, ek het gaan dink, dit was my plek van stilte wat eintlik so baie geraas gehad het, en hardloop op hierdie stadium is vir my regtig 'n stil plek. Dis 'n tranquil vrede wat ek het in gesprek met myself, en ek dink dit is vir my gutsy om okay te wees op my eie, en ek het jare lank gevat om rustig te raak in die stilte van met myself wees. So ek dink daar is waar ek nou gutsy voel. Ek dink wanneer mens stil is, dan is dit kan 'n baie scary plek wees, want dit is juist dan wat jy confront word met die vrae, met die vrese, met daai al die worstelinge wat ons nou bespreek het. Dinge wat jou jaag. Ja. En hoe crazy is dit, dat wanneer jy is soos, okay, ek sien nou, ek kan nou stil wees, daai goed gaan nog steeds aanhou kom, dit gaan nie kom nie, jy gaan nog steeds daarmee moet deel.
maar jy is bold genoeg, jy's gutsy genoeg, jy is equipped genoeg, en jy glo actually dat jy equipped genoeg is, jy glo actually daai goeders, want jy was equipped nog voor jy dit geglo het, maar nou dat jy dit actually glo, is dit so mooi, want jy kan enigiets doen, en ek wil aanmoedig en ek wil jou sê, jy kan nog enigiets doen, wat jy jou mind opset. Jy is ongelooflik, en wat vir my lekker is in hierdie gesprek, is ek kan sien jy glo dit, en ek kan sien jy is jou grootste fan. So min vrouens met wie ek praat, ek en Kleis, sukkel om dit te glo van onsself. Sielkundige het vir my gesê, hoekom glo jy nie dat jy die liefde wat jy ontvang verdien nie? En dit was een van die moeilikste vrae wat ek al ooit in my lewe moes antwoord. Ek het voor haar gesit en ek gedink, hoor jy vra my nou vas, ek kan nie vir jou sê nie, dit is vir ons so maklik om liefde uit te deel, maar om my liefde te ontvang en het regtig te voel jy verdien dit, it's a foreign concept. So dit is vir my so mooi om by jou te kan sit en met jou te kan gesels, en dis hoekom ek emosioneel was baie keer in hierdie gesprek, want ek sien daai full circle moment wat jy van gepraat het, ek sien daai growth wat jy moes deurgaan, en ja, jy het gesê, jy wil daai raad gee vir jou jonger self, om te wees soos jy kan soveel trauma en seer gespaar het, maar ek dink dit was jou storie, ek dink dit was beautiful, en dit het gemaak dat jy baie van jou karakters kan verstaan, baie van die stories wat hulle deur moes gaan, dat jy kan intap op daai, nie method acting nie, maar dat jy kan intap op daai, om dit regtig te kan verstaan. Jy is my wonderlik, jy is vir my baie kompleks, en dit is my mooi, en dit is soveel van jou wat ek wil ontrafel in hierdie gesprek, en dit is soveel van jou wat ek nog, ek kan nie wag vir van ons weer saam kan sit nie, en weer saam kan gesels nie. Ek is 'n groot cheerleader van jou, en ek cheer jou aan, en ek moedig jou aan om nooit op te hou nie. Hoekom raak ek heeltyd emosioneel? Is my so cool. Nie cool nie, want mens kan nie aan jou praat nie, maar is my baie cool. So baie dankie. Ayene. Ek wil sê, ek is ongelooflik trots op jou. En ek was emosioneel toe jy my gesê het, nou die dag toe jy my gekonder het en gesê het, ons moet 'n plan maak, ons moet nou hierdie ding maak gebeur. Want eerlikwaar, ek leef vir mense wat hulle eie paadjies teer. En ek dink, presies wat ons gesels het 'n paar keer in hierdie gesprek, oor ons kan kyk na die wêreld en ons kan gaan, ek moet daai doen, of ek moet so wees, of ek moet by daai gesprek inloop, of jy kan 'n huis bou. Sure. En dan moet jy nou sement in die hande kry, en jy moet die klippe opkap, en Julie, Dis moeilik. Ek kap daai klippe, girl, ek is so trots op jou, en ek is 'n groot aanhanger van jou, wat hierdie spasie skep, vir ons om hierdie tipe conversations te hê. Dit is so waar wat jy sê, partykeer gee hier 5 sekonde antwoord, en hier 10 sekonde antwoord op 'n vraag, en dit het niks te doen met iemand wat jou hele storie moet hoor, of jou hele stem moet hoor, maar ek dink dit gaan oor lig skyn, en spasie skep vir mense om nie alleen te voel nie. En as ons hier kan sit en ons huil, en ons lag, en ons praat eerlik met mekaar, dan doen jy die amazing ding om mense aan te moedig om hulle self te wees, en om te kom soos wat hulle is. Hoor jy so, ek sê elke keer, ek gaan nie hou vir dit, want dit is elke keer soos hoekom, maar ek glo nie dit is, as ek aangeraak is, ek aangeraak, en jy raak my aan. So dit is maar net wat dit is, as jy hierdie kyk, en dit is nou, dis nou maar wat dit is, en sy het vroeër gesê, dat moenie play druk, en huil voor die kamera nie, maar ek kan nie help nie, Nee, dis bietjie anders. Dis 'n klein bietjie anders, want ek voel regtig, omdat hierdie unscripted is, omdat ek nie geweet het waartoe hierdie gesprek gaan nie, is my altyd so cool, want ek het glad nie gedink dit gaan oor 'n full circle moment nie, maar ek het ook glad nie gedink dit gaan oor om net terug te kom na jou ou self toe, om terug te kom na jou jonger self toe, en om haar toe te laat om in alle aspekte van jou lewe net te kom skyn, en nie net as skaduwee te wees nie, maar actually om haar te wees, en om toe te laat en vir jouself toestemming te gee om daai vulnerable kant van jou net uit te bring. Ja. Ek wil net by dit add. Ek dink dit was nou maklik gesê, maar ek wil wel sê, jy het nie 'n ander keuse nie. Ek weet ek het nou gesê, jy weet, ek is mal oor myself, en ek het my jonger weergawe van myself se handjie gevat, maar ek dink op 'n ernstige noot wil ek sê, ek dink nie 'n mens het 'n ander keuse nie. En sonder om swaar of moeilik of hartseer daaroor te wees, is
that's the only shot you've got. Ek dink ons het een van twee keuses, of ons vat hulle hand, of ons loop ver weg van hulle af. Ja. En ek dink dis die ding, dit is nie maklik nie. Ek wil dit nie laat klink asof, jy weet, dit is so maklik en almal sukkel met hulle eie insecurities. Ek sit nie as die mees confident vrou hier nie. Ek het vanoggend 'n paar lekker huile gehuil oor hoe ek in my eie lyf op hierdie stadium voel, oor 'n klomp dinge wat aangaan. Maar ek dink op die ou end van die dag, die feit dat ons dit so eenvoudig kan maak om te sê, dis net the most accessible way of speaking truth into yourself, is om te kyk na wat jy al klaar het. Want anders loop ons rond in 'n spar en gaan, okay, ek moet dit van die rakke val en ek moet dalk daai word en hierdie is special, dalk hou mense hiervan, maar dis alles klaar daar. Wow. En ek dink dis die ding. En dit is so cool, want soos wat jy nou sê, hoe jy op jou fietsie gery het en gesê het, jy weet, I'm king of the world. Om daai informasie bymekaar te maak, kan jou deur die res van jou lewe help. My maat eendag vir my sussie gesê, partykeer is dit verjaar, toe gaan ons, jy raak nou oud, toe sê sy, partykeer voel ek nog soos my 10-jarige self. Toe gaan ek en my suster, surely not. Soos, jy's 50, hoe nou? En sy sê, nee, partykeer is ek bang, en dan is ek 16-jarige bang, Lana. En partykeer is ek kwaad, dan is ek 8-jarige kwaad, Lana. Soos, ons ontgroei nie daai dogtertjie nie. Ja. Sy is hier, so you might as well love her, and get to know her. En ek dink, toe ek baie ver weg was van die persoon wat ek wou wees, toe ek onherkenbaar vir myself geword het, omdat ek so gefokus het om iets anders te word, toe is die maklikste en die mees effektiewe manier om te gaan, sy is klaar hier. Ja. Om haar te herbou, is eintlik net om binne toe te kyk, en by 'n sielkundige te sit en te gaan, waar kom dit vandaan? Waar is daai lekker dinge van haar? Ook, doen terapie, dis great. Asseblief. Iemand in hulle 30's kyk, doen terapie, dis great. Maar ja, dans met jou klein self. Jy is gutsy. Jy is die perfekte voorbeeld van iemand wat gutsy is. So, ek is so opgewonde vir dit wat wag. Ek is so opgewonde vir jou journey. Ek hou jou dop. Ek kyk daai video's, ek kyk jou shows en ek is jou grootste fan net weer eens. En hierdie episode van She's Gutsy. Dankie dat jy gekyk het.